Nou ja, genoeg van in die kombuis en koekies eet, daar heerlike choc-chip koekies, want ek is skoon hiperaktief op die oomblik. Ek kan nie stil sit hier op die groot ontbyt nie. Ons gaan musiek maak vanoggend saam plaaslike kunstenaar Mionet, Banano vir die pyn, Plet my nou, Ry of bly, dis bekende liedjies van haar en vanoggend kuier sy hier by ons op die Geelbank met 'n splinternuwe enkelsnit getiteld Bietjie meer. Goeiemôre Mionet. Hallo. So lekker om jou te sien. Ek het gister gesien met die voorbereiding, jy het in 2022, 3 jaar terug hier gekuier op die ek weet nie eens of dit toe al 'n Geelbank was nie. Was dit al 'n Geelbank? Dit was 'n Geelbank, ja. 'n ander bank is hierdie een, maar dit was geel. Ja. En toe het jy gesê jy's splinter nie eintlik in die bedryf of relatief net, jy het jou drome en al die dinge wat moet groot gaan. Hoe het dit gegroei die afgelope 3 jaar vir Mionet in die bedryf? Kyk, ek het heeltemal op 'n journey gegaan. So ek het begin met soos popmusiek en ek dink aan die beginfase eksperimenteer mense maar baie en jy figure uit jy weet watse tipe musiek wil jy doen en so aan. So ek het begin by pop en nou is ek by country. Of country pop. So 100% op 'n journey gegaan. Ek dink my stem het ook so 'n bietjie verander. Ek begin beter te skryf en so aan. Maar ja, baie geleer, regtig baie geleer en honestly dis net vir my verskriklik lekker. Soos ek geniet elke aspek van hierdie industrie. Maar 'n mens onderskat country, wel natuurlik as mens dink country en jy dink Nashville en jy dink Amerika en. Maar jy besef nie hoe groot is country wêreldwyd nie. Op die oomblik is dit baie groot, ja. Country pop veral, dis selfs soos 'n nuwe genre wat nou laas jaar begin het. En dis wat my getrek het. So toe daai ek dink die eerste liedjie wat uitgekom het was van Post Malone en Morgan Wallen, I Had Some Help. Daai liedjie het my gehoek. Dis ek sê nee, kom ons skryf nou maar 'n bietjie country song hierso. Hoorie, maar jy hou ook van die country klere, want daar 'n fantastiese video met jou unboxing en jou rooi cowboy hoed. Maar nou moet ek hieroor vra want jy noem iets van 'n boerslike vrou inskrywing. So vertel net gou vir ons daaroor. Die vraag is of sy hom gevind het. Ja, ongelukkig het ek hom nie gevind nie. Ek het nie ingekom laas jaar nie. So dis nou die nuwe seisoen wat nog moet uitkom. Maar dis waar die hele country pop vandaan gekom het, is ek obviously se creative, so ek het maar geskryf en toe ek my brief gestuur het daai dag vir die boer, toe skryf ek bietjie meer waar ek basies vir die boer net sê soos ek is content met wie en wat ek is, maar hoe kan ek nee sê vir 'n bietjie meer van jou. So dis waar die hele country ding begin het en ek loved it. Soos van daar af is dit country boots all the way. Leerbaadjies, so ja. Maar jy is iemand wat ook vreeslik aktief is op sosiale media. Ons sien jou gereeld. Sal jy, daar is ons besig met jou wonderlike country. Ons gaan nou sien hoe pragtig jy gelyk het ook daarna. Sê jy self beskryf as 'n smaakmaker? Yes, ek sal Afrikaans, spesifiek Afrikaans. Ek voel baie mense doen dit in Engels en my taal is Afrikaans. So vir my is dit baie refreshing om te sien as 'n mens bietjie video's kyk en 'n mens praat jou taal. So definitief ja. En hoe kom mens elke dag met nuwe content, inhoud voor 'n dag om soos ek sê, jy is verskriklik aktief en dit is fantasties om deur te sien hoe kreatief jy is en waarmee jy besig. Hoe hou jy dit nuut? Ek dink vir my ding is om jou passies en jou talente te gebruik. So make-up, mode, skoonheid was my ding en musiek. So basies altyd ek myself geleer het. Ek het myself geleer met 'n make-up en hare en wat is reg vir die vel en wat nie. Deel dit maar op social media. So as ek iets nuuts leer van make-up, post ek 'n video daaroor. As ek iets nuuts leer van hare, post ek daaroor. Basies deel maar net jou lewe met die mense en dit hou dit interessant want geen lewe is net boring nie. Mionet is 'n Pretoriaaner en murg en been oud kloof hier in Pretoria. Is dit nou 'n droom miskien om veral so met die country vibes wat jy nou het, dalk iewers dit te verlaat Pretoria of is jy maar 'n Pretoria mens? Ja, ek's 'n Pretoria mens. Ja, ek dink ek sal ooit soos even uit Suid-Afrika uittrek. Ek's baie lief vir my land en Pretoria is my hart jong. Ek's hier gebore, bly hier my hele lewe lank deur. So Pretoria in die bloed. Bly op dit te hoor. Bietjie meer, vertel vir ons die liedjie agtergrond. So boerslike vrou het ek my brief gestuur het, toe skryf ek die liedjie en ek het 'n baie quirky persoonlikheid. So baie spontaan en opperwakker. So ek het regtig gevoel ek wil daai aspek in 'n liedjie inbring. So daar's 'n paar gedeeltes wat ek soos praat in die sang en so aan. En ek voel my persoonlikheid weerspieël die liedjie baie mooi. So ja, daar kom nog baie meer, kom nog baie liedjies hierdie jaar oor boerslike vrou. So mense moet net my socials dophou om nog meer te hoor. Gaan jy aanhou in Afrikaans sing of gaan dit ooit oorgaan na Engels toe? Ek weet nie, ons sal kyk waar die Here my lei, maar op die oomblik is ek baie lief vir Afrikaans. So ek sal nie sommer nee sê vir die Afrikaanse deur nie. So as dit vir my afhang, sal ek Afrikaans bly sing tot die dag wat ek doodgaan, maar ons sal sien waar die wind my waai. Nee, maar ek weet nou hierdie dame nê, sy het nou 'n paar jaar terug ook gesê, soos jy nou gesê het, mode en skoonheid en sang en musiek en as jy net kan op die verhoog wees en sing en musiekvideo's maak, is dit jou passie in jou lewe. Maar daai musiekvideo, ek dink dis van bietjie meer wat jy die musiekvideo in die veld geskiet het. Is dit hy? Nou dink ek vir myself,
ek kyk na daai stukkie van bietjie meer wat julle so wys in die veld en dink ek wonder hoe het sy gevoel om daar tussen daai lang grasse te stap. Was jy nie bang vir goggas of bosluise? Dis die ding, almal dink as jy al 'n stadspoppie is, jy weet jy kan nie in die bos en so nie, maar ek is nie so nie. Soos ek is nie plaasmeisie nie, ek herken dit. Maar ek hou van natuur en ek het soos daar's 'n klein skapies daar wat vir my die cutest ding onder die son was. Dit is in die musiekvideo. So dat ek daai skapies sien, ek's baie lief vir diere. Dis ek goed. So jy het daarom nie net gesmaak op die skerm nie, maar agter die skerm ook. Nee, ons die kameraman is ook soos my net, hier is 'n nuwe kant van jou wat ek leer ken. Presies. So ja, dit is baie lekker. Wat lê voor vir die res van die jaar? Jy het nog gesê baie musiek van ons kan uitsien. Kan jy vir ons 'n leidraad gee van wanneer die volgende nuwe liedjie op pad is? Julie maand kom die volgende sang en dis 'n baie emosionele liedjie. So dit is toe ek nou nie ingekom het vir Boerseke vrou nie, hoe ek gevoel het op daai oomblik. So ja, baie uit vir daai sang en dan kom daar nog so 2-3 songs daarna ook uit. Ja. Hoorie, maar soos wat jy nou praat, hoor ek dat dit het 'n regtig ware groot impak op jou lewe gemaak. Het daai hele proses waarvan jy deel was en toe die miskien dan nou soos wat jy sê nie deurgegaan het of ingekom het nie, het versekerlik iets getrigger om te sê hoorie maar ek wil skryf daaroor. Is dit maar hoe jy skryf oor goed wat in jou lewe? Ja, so ek skryf oor dinge waardeur ek gaan en ek voel soos ek dink die mense besef wat dit vat vir 'n meisie om in te skryf vir Boerseke vrou nie. Ek meen jy sit regtig jouself al buite. Rejection is vir niemand lekker nie. So ek wat nog op social media was, my hele why vir hoekom ek dit gedoen het is om net relatable te wees en vir die girls te wys op buite soos almal gaan deur rejection, almal ervaar seer. So ek het baie gedebatteer moet ek die video post of nie, waar ek nie ingekom het nie, maar toe ek die video post, soveel vrouens het my gedem en oopgemaak na my toe met so seer goeters wat hulle my verduidelik het en dit het vir my al gesê dalk het die Here my toegelaat om in te skryf, om hierdie liedjie uit te bring en die album te skryf en om met vrouens te connect en stories te deel. So ek het baie vriendinne ook uit die hele journey uitgekry, of was ek nie eers daar nie. Groter doel nie, groter doel as die oomblik. Exactly. So nou as ek terugkyk as ek soos wel mee net, daar's eintlik groot rede hoekom jy moes inskryf. Was nie lekker om te hoor jy's nie in nie, maar ek's okay. Soos my man is iewers daar buite. Hy gaan kom op die regte tyd. Hy gaan verseker intussen, jy weet, is ons so opgewonde oor die feit dat jy vir ons soveel nuwe liedjies vrystel. In Afrikaans. In Afrikaans. En ons kan nie wag om te hoor, jy weet, die volgende liedjie, Julie soos ek gesê, die res van die jaar optredes. Ek neem aan jy's ook besig met optredes. Yes. Waar kan mense agterkom waar jy gewees gaan, dit wees by sosiale media? Sosiale media, dit is maar waar al my goeders is, ja. Jy sien dit nou. Nee, ek sal vir jou sê hierdie dame is besig, hoor. Ja? En jy lyk altyd mooi. Dankie, ek dankie waardeer. daarvoor Dit en vat dankie dan tyd. vir die rolmodel wat jy is, Dankie. ook vir jonger meisies en dat hulle kan sien, maar dit gaan nie altyd mense lyk mooi noodwendig op sosiale media, maar dit gaan nie noodwendig altyd goed nie. En dat mens eerlik kan wees daaroor. Ja, ek voel 'n mens moet en ek voel te min mense op sosiale media is. Ja, So almal deel net die mooi van die lewe en dit is nie altyd so nie, dis unrelatable. So ja. Nou ja, ons het 'n bietjie meer van haar nou in die ateljee gehad. Ons gaan nou 'n bietjie meer van haar hê met haar liedjie, bietjie meer net hierna. Gaan ons kyk na die musiekvideo, bly by ons.